Goeiemôre graad 8's. Vandag gaan ons praat oor idiome, spreekwoorde, visuele tekste en letterlike en figuurlike betekenis. Nou as ons kyk na hierdie visuele teks, wat sien julle alles? Dink so lank. Aan die einde van vandag se les sal julle tussen sekere spreekwoorde en idiome kan identifiseer. Julle sal hulle betekenis kan verduidelik. Julle sal dit in julle algemene spreektaal en in 'n sin kan gebruik en julle sal weet wat die verskil tussen letterlike en figuurlike betekenis is. Goed, kom ons kyk na hierdie visuele teks. Wie weet watter tipe visuele teks dit is? Ja, Kalika? Dit is 'n spotprent, mooi. En wie weet wat die doel van 'n spotprent is? Ja, Annabel? Ja, dit is om te vermaak en om 'n mens te laat lag. Watter idioom word in hierdie spotprent gebruik? Ja, Seje? Om 'n uiltjie te knip. Nou as ons kyk na die letterlike betekenis van om 'n uiltjie te knip, dan sit nou soos ons hier sien, die man sit met 'n skêr en hy knip die vere van 'n uil af. Maar wie weet wat die figuurlike betekenis daarvan is om 'n uiltjie te knip? Ja, Gideon. Dit is om 'n bietjie te gaan slaap, mooi. 'n Uiltjie verwys na 'n uurtjie, so die man gaan vir 'n uurtjie slaap. En hoe weet ons hierdie vrou is geskok? Ja, Isabel? Haar oë is koelrond en die uil lyk self 'n bietjie bang, onseker. En hoe weet ons dat die skêr beweeg? Ja, Marco? Dit is hierdie lyntjies op die punte van die skêr wat die beweging aandui. Mooi. Is daar nog iets wat julle kan sê oor die teks, oor die visuele teks? Sy laat val haar glas, so geskok is sy, ja. Mooi kryk. As ons nou kyk na idiome en spreekwoorde, wie kan vir my sê, wat is idiome? Ja, John Henry? 'n Idioom is figuurlike taalgebruik. 'n Idioom het altyd 'n dieper betekenis. Dit is nie die letterlik soos wat jy dit daar lees. En wat is die doel van idiome? Ja, Tasley? Dit is om ons taal 'n bietjie kleur te gee, om iets op 'n interessanter manier te sê en sodat dit bietjie kleurvol is. Wie weet wat is 'n spreekwoord? Dit is anders as 'n idioom. Ja, Kira? Dit is wysheid of 'n lewensles. Dis baie soos die Spreuke van Salomo in die Bybel. Mooi. Nou, as 'n skrywer hou ek daarvan om 'n idioom letterlik te gebruik. Soos in my boek Operasie Gebakte Pere, wie weet wat dit is om met die gebakte pere te sit? Ja, Henry. Dit is as jy in die moeilikheid is. Nou, in die storie, Tiaan is die hoofkarakter, hy het met moeilikheid gesit, nadat hy letterlik pere gebak het. Julle moet maar die storie lees om te weet wat daar gebeur. En dan gaan ons nou verder vandag 'n idiome vasvra hou. Ons deel julle sommer in 2 groepe hier in die middel van die klas af, en dan kan julle gou-gou by mekaar, koppe by mekaar sit en 'n naam kry vir elke span. OK, ons eerste span, julle sê julle naam is Olie op die vuur. En tweede span, julle is die lettereters. Wie weet wat dit beteken om letters te eet? Kalika? Ja, dit beteken jy is baie geleerd. En olie op die vuur is om iets erger te maak.
OK, hier is ons puntebord.